Maar Vader, ons kom in die magtige naam van die Seun Jesus Christus. Baie dankie Here dat ons nou U woord kan verkondig. Dankie Here dat ons in die diepte van U woord, kan inbeweeg en besef, U is die God wat dieselfde in die Ou Testament is en ook die God in die Nuwe Testament. Here, my gebed is dat U hierdie woord vir ons oopbreek, dat U dit in ons harte oopbreek, Vader, en dat ons daardeur vandag tot nuwe insigte sal kom, maar ook in die proses nader aan U mag kom. Word U daardeur verheerlik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. My skriflesing vanoggend is uit Nehemia 1 vers 1 tot 4. Nehemia 1 vers 1 tot 4. Die opskrif is gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia, en in die maand Kislev van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes, wat oorgebly het uit die gevangenskap, en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgelewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God van die hemel, tot sover. Die Here seën sy woord. Ek praat vandag herbou jou mure. Nou ons lees van die mure wat herbou is van Jerusalem. Maar ek wil ook hê dat terwyl ons amper na geskiedenis terugbeweeg, dat ons ook besef dat in der waarheid het ons soms nodig om stil te staan en ons eie mure te herbou. Nehemia is die man wat die mure van Jerusalem opgebou het, uit die bouvalle waarin dit verkeer het. Nou, ek gaan nie vreeslik in die geskiedenis in terug nie, maar dit is interessant, dat daar 3 groot oorloë was, waarin hulle eintlik totaal vernietig is, waarin hulle verstrooi geraak het, waarin baie as vlugtelinge weggeneem is, waarin hulle nou weer teruggekom het, as vlugtelinge teruggekom het na Jerusalem, en hulle teruggekom na Jerusalem wat amper net boustene was. So hierdie gaan nou die herbou van Jerusalem. Die mure en poorte van Jerusalem was net bouvalle, en ontvang het Nehemia hierdie ontstellende nuus van sy broer Hanani, dat Jerusalem is verwoes in die 3 oorloë, dat die Jode in Jerusalem in groot ellende en smaad leef. Nou ek het toe daaroor dink ek, as daar oorlog was, dan moet mense onthou dat alles is bouvalle. Daar's nie winkels nie, daar's nie mure om Jerusalem nie, en ons moet ook hierdie beginsel verstaan wat in daardie tyd geheers het, dat dis nie soos in ons tyd wat elkeen vir sy eie veiligheid moet sorg nie. In daardie tyd het 'n stad 'n muur gehad wat die stad omring het. Dan het die volk veilig gebly in hierdie muur, en dit was so 'n hoë muur dat hulle nie oor die muur kon klim nie, en die muur het poorte gehad op verskillende plekke. Klein plekkies het 1 poort gehad, groter dorpe, groter stede het verskillende poorte gehad, en die poorte was dik houtdeure, hoë soos die mure, wat met 'n slot toegemaak is, 'n sekere tyd in die aand, en dan, het was interessant, het ek in die Bybel gelees, daar staan baie uitdruklik, wanneer die son opgekom het, dan is die poorte weer oopgesluit. So wanneer die son ondergegaan het, is die poort gesluit, en wanneer die son opgekom het, is die poort oopgesluit. So dit is streng beheer, maar dit was 'n veiligheidsmaatreël vir die mense wat in daai stede gewoon het, dat daai poort was so hoog, en die deure was so
dik houdeure, dat hulle so veilig was daar binne. En nou, met die oorlog, is alles verwoes in Jerusalem. So daar is geen muur nie, daar is geen poorte nie, niks bestaan nie. Ook by die mure om die stad Jerusalem vervalle is en dat die stadspoorte verbrand is, so hulle daai houtdeure verduidelik. Verbrand. Ek besef dat die volk, en hy besef dat die volk in ellende verkeer. Nou is Hanani, Nehemia, nou is hy ontsteld om te hoor by sy broer Hanani dat Jerusalem is verbrand. Nou moet ons verstaan dat Nehemia bly nie in Jerusalem nie. Hy werk vir die koning, so hy bly in 'n ander stad saam met die koning van Persië. So hy is nie fisies in Jerusalem nie. So hy vra nou, hoe gaan dit met Jerusalem se mense? Hy besef die volk verkeer in ellende. Hy dra hierdie saak met vas en gebed aan die Here op en hy beroep hom op die Here om in te gryp en te help. So ernstig het hy hierdie saak op sy hart gelê, dat hy vir 4 maande gevas en gebid het, en die woord sê, dat hy dag en nag gebid. So, nou ek het daai gedeelte nou nie met julle gelees nie. Hy het gegaan, toe hy hierdie tyding kry van sy broer, het hy na die koning gegaan. En dit is my interessant, hy is die skinker, ons gaan nou by hom kom, wie en wat hy is die skinker by die koning. En toe ek in die Ou Testament rondbeweeg, toe sien ek heel wat van die belangrike mense na wie ons nog gaan kyk, was skinkers by die koning. Maar die skinker by die koning het in 'n noue verhouding met die koning gewees. En omdat hy hy was 'n vertroueling, was daar 'n noue band tussen die skinker en die koning. Maar wat vir my interessant is, dat die skinker was die koning se vertroueling, maar die skinker was ook die koning se raadgewer. So 'n skinker was nie net een wat 'n sterk regterhand gehad het nie. Die skinker was iemand wat 'n vertroueling was iemand wat die koning met wysheid kon bedien. So ek glo dat die skinker is met die hand uitgesoek. Dis nie sommer enige aanstelling. Dit klink vir ons, of vir my klink dit nou 'n baie onbelangrike posisie om 'n skinker by die koning te wees. Maar in werklikheid was dit baie meer as net om 'n skinker te wees. Dit was 'n vertroueling, dit was 'n persoon wat kundige kennis moes gehad het, dit moes 'n baie intelligente persoon gewees het wat op die koning se vlak kon funksioneer en die koning van raad kon bedien het. Nou sien ons, hy was die skinker, maar wat was die werk van 'n skinker? Die skinker het inderwaarheid 'n baie gevaarlike werk gehad. Hy moes voor hy die wyn skink vir die koning, moes hy eers self aan die wyn proe. En dan moes hy proe, en dan hou hulle hom dop vir die volgende rukkie, en kyk of hy iets oorkom, of daar nie gif in die wyn is nie. As hy dan na 'n kort tydperk niks oorkom nie, dan eers skink hy die wyn vir die koning in. So eintlik moes hy 24 uur in geloof wandel, want omdat hy nooit weet of hy nou 'n gif gaan sluk, dat hulle gif in die wyn van die koning gegooi het nie. Wat vir my wat ek interessant gevind het, is die feit dat ek dink 'n skinker vir die koning, nou hoeveel wyn drink 'n koning op die dag? Drink hy nie net in die aand nie. So toe besef ek, as hy skinker is, maar hy's 'n adviseur, en hy's 'n vertroueling, dan het sy werk nie net as skinker bestaan nie. Dat hy met hom sake bespreek het, dat hy eintlik 'n sakevernoot met die koning was. So, amper vir die wêreld daar buite was hy die skinker, maar in die binnekring was hy die raadgewer, die vertroueling. So hy het hoë agting by die koning geniet. Nou lees ons dat toe hierdie saak na Nehemia geneem is, het God besef, hy het 'n
man nodig wat hy kan vertrou, maar het 'n man nodig wat 'n leier kan wees, hy het 'n man nodig met 'n visie, hy het 'n man nodig wat kan organiseer, so hy het 'n man nodig wat multi-skill is, wat is dit, buitengewone talente beskik, so hy moet organiseer, hy moet kan vooruitdink, hy moet kan reëlings tref, hy moet kan onderhandel, hy moet materiale kan bestel, so dit moet 'n sakeman wees, maar dit moet 'n man wees wat met mense goed kan oor die weg kom. En die Here kom en hy lê op Nehemia se hart, hierdie wat sy broer Hanani met hom kom deel het. En hierdie saak word so ernstig by Nehemia, dat hy hom ontstel, want hy besef, enige vyand kan toeslaan, die inwoners is kwesbaar, want hulle beskik oor geen beskerming en sekuriteit nie. So dit is sy mense, hy as Jood, werk nou by die koning in Persië, maar Jerusalem is sy mense. So hy besef, hierdie mense is blootgestel, hy voel onveilig en word waardeloos, dit word 'n waardelose stad, en leef die inwoners in onsekerheid. En dit ontstel hom om te besef dat daai inwoners in Jerusalem wat die gesogte plek was, hy is 3 keer aangeval, hy is 3 keer verwoes, en daar het voorgangers gekom om te probeer red wat te redde is, maar dan het van die vyande gekom en die mense wat in beweeg om Jerusalem te wil red, dan het hulle aangeval en dan het hulle teruggetrek. So hierdie was, Nehemia weet van die gevalle wat hulle Jerusalem probeer opbou het, en hy besef dat dit is waaragtig net die Here wat hier kan help, want daar is moontlikhede dat hulle hom weer gaan aanval en hom stuit, want hoekom wil hulle nie Jerusalem opbou nie, want Jerusalem was 'n sterk stad, hulle was 'n sterk volk, en die vyande wou hulle onmagtig maak, sodat hulle kan heers en regeer. So hulle het elke keer wanneer hulle besig was om Jerusalem op te bou, het hulle toegeslaan en gekeer dat hy nie gebou word nie. God soek hierdie man en hy sien Nehemia raak. En God lê hierdie saak in sy hart. Want Nehemia besef die nood van die volk. En hy daar lank getreur en gehuil, sê die woord, oor hierdie saak. Hy neem die saak met vas en gebed na God toe. En hoor nou, hy bid vir 4 maande lank oor hierdie saak. Nou interessant, ek het nou nie daai Bybelgedeeltes gelees nie, maar dit sê hy die laaste 3 maande van die jaar het hy gebid, en die eerste maand van die nuwe jaar. So hy, jy weet, enige mens, ek dink is menslik om te dink, okay, die jaar is nou afgesluit, ons begin nou die nuwe jaar met die nuwe taak. Nee, hy het aanhou bid tot hy in sy hart beleef het, laat God release hom om dit te kan doen. So hy het vir 4 maande gebid, en dit is my interessant, hy het die woord sê, dag en nag gebid. So hy het werklik soveel erns gemaak oor hierdie saak, want hy het besef, sy voorgangers wat probeer die volk red het, sy voorgangers wat die stad wou red, het misluk, en daar is soveel mense dood in die proses van dit, dat net die Here kan hom help. So hy het 4 dae, dag en nag gevas. Nehemia soek God in sy gebed op, en hy soek ondersteuning van die Here. Hy besef, dis net die Here wat kan kom en kan kom help. Hy begin altyd sy gebed met lof en aanbidding. Dit was vir my interessant, dat die Bybel het duidelik sê, dat hy altyd begin om God se lof te besing, hoe groot God is. En ek het gedink, wat 'n voorbeeld stel hy vir ons? Want wat doen ons baie keer wanneer ons bid? Ons tree toe en ons sê, Here, ek kom vandag en ek kom met hierdie probleem en hierdie probleem en hierdie probleem. En dit is so wonderlik dat hulle 'n paar keer terugkom en sê, Nehemia het elke keer begin om God se lof te besing. Ek het gedink, soos dat die skrifgedeeltes wat die Here gesê het, ek sal jou nooit begewe en verlaat nie, dat hy daarin moes vashou, want hy weet wie die vyand is, en hy weet, dis net God wat hom kan beskerm.
Dankie dat U die groot en gedigte God is. Aan die woorde dat hy sy krag in God kry, nie in homself nie. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Ek dink hy moes homself emosioneel versterk deur God te prys om te weet wie God is, want hy Nehemia sou nie die taak kon doen sonder God se hulp nie. Vir hom, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En ek glo dat hy in dit gekom het en gesê het, Here, ek kom nou. U sê die woord, u gaan my paaie gelyk maak, en nou vat ek dit in die gees, en ek weet as ek toetree met u hulp, met u goedkeuring, dan gaan u dit vir my uitwerk. Maar, terwyl hy bid, en terwyl hy met die Here besig is, kom die Here, en die Here wys hom, dat hy al sy sondes moet bely. Dat hy al sy sondes van sy familie moet bely, en dat hy elke sonde by die naam moet bely. Nou dink 'n mens, Here, dis so godvrugtige man, wat vir 4 maande bid, dag en nag, en die Here hou hom besig om sy sondes en sy familie se sondes te bely. Hoekom? Want ons moet nou dink verstaan, dat wanneer ons in diens van God toetree, wanneer ons God 'n opdrag vir ons gee, dan moet ons 'n skoon wessel wees. Dan moet ons skoon maak. So daarom het die Here gekom en vir hom gesê, hy moet sy sondes bely, hy moet sy familie se sondes bely, hy moet teruggaan en dink waar, wat, sodat hy 'n suiwer skoon wessel vir God kon wees. God het hom vir 4 maande besig gehou, sodat hy kon skoon maak, sodat hy suiwer was. En dan ook die belangrike deel, hoe meer tyd jy aan God spandeer, hoe suiwerder hoor jy hom. Hoe meer jy in God se teenwoordigheid is, hoe meer leer jy sy stem ken, hoe meer leer jy om insprake van God dadelik te verstaan, dadelik te snap. So God het hom eintlik onderrig vir 4 maande om God se stem, God se opdragte, want as God vir hom sê, doen dit, laat hy die opdragte hoor, laat hy presies hoor, laat hy hoor watter manne moet hy kies, laat hy watter manne vir watter posisies moet kies, watter manne moet hy later aanstel, want hy kan nie weggaan, teruggaan Persië toe, as hy nie 'n grondlegging, 'n groep manne daar in beheer sit nie. So hy moes so duidelik by die Here hoor, want die Here weet wie bly in Jerusalem, hy ken nie almal in Jerusalem nie, hy is nou in Persië. So hy moes vir 4 maande so by die Here hoor, dat hy, absoluut as God vir hom sê, kies die man, hy moes so fyn leer luister. So, ek het toe besef, baie keer sê mense vir my, ek praat met die Here, maar die Here hoor nie. Ek vra vir die Here, help my, ek beroep my op die Here, maar dis of die Here net nie toetree en help en ingryp in die situasie nie. En toe dink ek, toe ek hierdie lees, hoe meer tyd ons met die Here spandeer, hoe meer leer ons om sy stem te onderskei en te hoor wat die Here sê. En dat die Here baie keer nie deurkom nie, omdat ons nie genoeg tyd spandeer om sy stem te hoor en dat hy kans kry om met ons te praat nie. Ek leer ook uit Nehemia wat hy bid tot God, dat hy baie keer woorde gebid het tot God. U is groot, u is heilig, u is wonderbaar, u is die groot ek is. Dat ons ook leer, want ek dink in gebed is een van ons as mense so groot foute. Ons is so behept met ons probleem, met me and myself, dat ons vergeet, ons is met God besig. En wanneer ons met God besig is, moet ons die agting, die respek, die honor na God toe bring. En eers, as jy by die koning instap, daar's geen manier dat ons instap by die koning en sê, môre koning, hoe gaan dit? Ons is vandag hier met hierdie saak. Nee, jy verneem eers, hoe gaan dit met die koning?
en prys die koning en gee vir hom lof en die erkenning vir sy groot ryk wat hy het en al hierdie dinge. Nou hoeveel te meer na die groot koning van die konings. So Nehemia het die beginsel verstaan en dit is my so interessant, hoe meer mense in Nehemia lees, hoe meer besef mens dat hy ander na God gebring. Hy het tyd in God se aangesig spandeer, hy het suiwer gehoor, hy het 4 maande geneem voordat die Here hom release het, dat hy kon toetree. Ons lees dat 2 tot 3 miljoen mense weggevoer is en dat 50.000 maar teruggekeer het. Die identiteit van die mense in Jerusalem is vrygeraaktes. Ander woorde, as jy vrygekom het, wat was jy voor die tyd? Jy was 'n gevangene. So hulle is vrygeraaktes. Maar hulle het nog die effek van 'n weggevoerde. Hulle het nog 'n effek van wat op hulle gelê het. Hulle het vrygekom, maar hulle het nog die effek. Ek sal my lewe deur. Onthou toe ek skool gehou het, toe was dit die tyd wat ons jong seuns op die grense moes diens doen. En dan onthou ek dat die seuns, hulle is sulke pragtige seuns, en dan dink jy hierdie wat eintlik nog maar kinders is, moet nou grens toe gaan en oorlog doen, want hulle word opgeroep. En dan kom van hulle terug, en hulle kom stikkend terug. En dan van hulle kom nie terug nie. En by die hoërskool waar ek skool gehou het, was daar 'n muur van herinnering. En jou hart breek as jy daai lys name sien van seuns wat op die grens gesterf het. En vandag vra hy, het ons seuns regtig 'n verskil gemaak op die grens? Was dit regtig 'n oorlog wat nodig was? Want ons het so baie seuns verloor, en ek onthou in die plattelandse dorpie waar ek vandaan kom, dat die hele dorp het geween oor hierdie lys name wat by daar was 2 hoërskole wat by die hoërskole opgekom het, van seuns wat ons op die grens verloor het. En nou dink ek, hierdie is 50.000 wat vrygekom het, maar hoeveel is verloor aan die ander kant? Hierdie was wat gevangenes wat nou teruggekom het. Die tyd van die mense in Jerusalem is vrygeraak. Ja, hulle het nou vry geword, maar hulle is survivors, hulle het oorleef. Hulle is mense wat oorleef het, maar sonder 'n ondersteuningsstelsel. Dis 'n hartseer beskrywing van Israel se mense en van Israel. Hulle is in Israel is Jerusalem is bouvallig. Hulle sê is in 'n desperate toestand. Die mense leef in onsekerheid. Hulle het geen poorte, hulle het geen sekuriteitsstelsel nie. Nou moet ons verstaan, hulle het die poorte verbrand. Hulle het die mure afgebreek. So die 50.000 mense wat teruggekom het, kom na huise wat afgebrand is, huise wat platgeslaan is. Daar's nie meer 'n poort nie, daar's nie meer mure om nie. So hulle voel blootgestel. Hulle het niks wat hulle beskerm nie. So hulle verwag inderwaarheid enige oomblik dat die vyand weer gaan toeslaan. Ons vra onsself partykeer af. Ons is veilig by ons huise. Ons het werk, ons is eintlik gemaklik. Maar so baie van ons is fisies gemaklik. Maar is ons emosioneel heel? Is ons daar waar die Here ons wil hê? Is ons, hierdie mense was fisies gestroop, maar so baie mense om ons is emosioneel gestroop. So baie van ons samelewing verskil net. Hulle was fisies gestroop van alles, maar in vandag se tyd kry mens baie mense wat emosioneel gestroop word van dit
wat vir hulle sekuriteit gee, van dit wat 'n verhouding met die Here gee, van dit wat hulle nodig het om weer sterk te kan staan. En daarom wil ek vandag sê dat al manier wat hy kon oorleef was om by die voete van die Here te bly. En al manier as ons emosioneel gestroop is, waar ons kan heel word, wat ons kan herstel, is ook om by die voete van die Here te bly. Belangrik dat ons identiteit in Christus, in God, sal besef en verstaan. En as ons identiteit in God verstaan, dan sal ons in staat wees om in oorwinning te kan stap, want in hom verstaan ons identiteit. Ons moet besef, ons is 'n kind van die lewende God. Ons kan in oorwinning stap te midde van ons omstandighede, want in hom is ons meer as ons oorwinnaars. Ons moet verstaan ook dat ons koningskinders is, dat omdat die Here in ons is, met ons is, om ons is ons meer as oorwinnaars. So ja, dit is vir my eintlik hartseer om te besef dat hierdie mense het 'n verskriklike tyd deurgegaan, maar hulle moes hulle identiteit in Christus terugkry. Hulle moes hulle identiteit in Israel terugkry. Nou wil ek terugkom na Nehemia, voor ek die einde verduidelik. Wie is Nehemia? Ons het gesê Nehemia is die skinker van die koning. En dan sien ons dat Nehemia het gegaan na die oudstes van die stad toe. En hy het by hulle gaan hoor, wie is die leiers? Want hy het besef dat hy homself kan nie, hy ken nie die mense nie, hy kom van Persie af nou. Hy het nodig om te hoor, wie is die leiers van die leiers van die leiers, sodat hy hulle kan kry. En hy besef, saam met die leiers moet hulle besluite neem. Hulle moet besluite neem en die mense kry om saam te werk. Dit was interessant om te sien hoe hy die mense geïdentifiseer het. En soos hy hulle geïdentifiseer het hy hulle gekry om hulle hart in die saak te kry. Om te kry dat hulle sal meewerk. En hy het vir die koning gevra vir hulp, dat die koning kan help met fisiese bydrae, sodat hulle weer 'n stad kan opbou. En was vir my interessant om te sien hoe hy die mense gemotiveer het toe hy toetree, hoe hy die mense in die Here laat glo het, hoe hy hulle weer teruggebring het na God toe, gesê het, God gaan Jerusalem herstel, God gaan ons die krag gee, God gaan ons help in dit. Nou, volgende keer gaan ek terug dan met julle behandel, hoe hulle moes werk en veg met 'n swaard, hoe hulle werk en veg met die swaard, hoe God vir hulle onderneem het. Maar vandag wil ek hê ons moet kyk na die poorte en die mure in ons eie lewe wat ons moet herstel. Dit is interessant dat ek glo dat hy 'n ekspedisie uitgestuur het om noukeurig te kyk waar presies moet poorte kom, waar presies moet mure weer herbou word. Want elke keer wat die stad aangeval was waar daar 'n swak plek in die muurstelsel was, waar hulle kon inkom. En nou wil ek vandag vir jou vra, in jou poort, waar in jou poort moet God herstelwerk doen? Waar, dalk jou stilte tyd, dalk jou gebedstyd, dalk by jou werk, dalk in jou lewensomstandighede. Wat in ons poorte en in ons mure het ons nodig dat God ons moet oprig, dat ons kan staande bly teen die vyande wat teen ons te stand kom. Elke poort wat in Nehemia se tyd genoem word, wat aandag nodig het, is poorte wat ook in ons lewe aandag nodig het. Want ons laat toe dat die vyand die poorte en die mure afbreek. Jy sê, ek het een ding agtergekom.
In elke huishouding verskil. Daar's geen huishoudings wat dieselfde is nie. Maar elke huishouding het 'n poort of poorte wat aandag nodig het. Miskien is dit om terug te keer na die familie toe. Miskien om daai poorte weer te herstel, om familiebande op te tel. Miskien is dit om familietyd daar te stel, tyd te maak vir mekaar. Miskien is dit om jou gebedslewe te herstel, jou tyd met die Here te herstel, om tyd met mekaar in die binnekring van jou familie te herstel, om jou menswees, jou gesondheid, wie en wat jy werklik is, om tyd daaraan te spandeer, tyd te spandeer aan jou gesondheid, dat ons ook moet kyk, ons in onsself is poorte, wat ons toelaat, wat partykeer ook val, en dan in dit, laat ons toe dat die vyand inbeweeg, en dan laat ons toe, dat hierdie liggaamse poorte nie heeltemal versorg is, en toegemaak is, en dat ons nie die grendels oprig, sodat ons sterk staan in die Here nie. Ons sien dat hulle het gewortel met die herstelproses, om te weet waar om regtig te begin. En ons moet partykeer worstel om te besef waar is ons herstelproses nodig. Waar moet ons begin om nuwe herstel te bring? Waar moet ons begin om in oorwinning te stap? Kom ons leer by Nehemia. Kom ons leer dat ons sal bid, dat ons sal toetree en werklik inbeweeg en vir die Here sê, soos wat hy 4 maande gebid het, vir die Here werklik sê, Vader, ons bid dat U vir ons sal wys waar is die poorte wat verkeerd is in ons huishouding. Ek dink baie keer, as ek so luister, die man werk, die vrou werk, almal is moeg, almal is besig, en dan dink ek aan daai sinsnede, wie is die bewaker van die poorte? Wie bewaak elke huishouding se poort? Wie kyk dat alles binne veilig is? Wie kyk dat alles binne God se orde is? Want dit het in ons samelewing baie belangrik geword, dat ons die poorte moet regkry. Wat vir my van Nehemia uitstaan, is dat hy gegaan het en God vertrou het. God vertrou het vir die regte leiers, God vertrou het vir toerusting, God vertrou het dat God sal gee dat die gemeenskap, dat wat daar is, en dat hy uit die regte bronne die regte goed kon kry, sodat hulle die mure kon herstel. Ek wil sluit. Hy bid en maak die Here se naam groot. Kom ons bid en maak die Here se naam groot soos Nehemia. Hy begin sy sondes bely, want die Here verrig wondere met 'n skoon kanaal. Dis dan wanneer hy ons kan oprig. En dan dink ek aan huishoudings. Dit pla my. Hoe baie mense nie meer in kerke kom nie. Hoe baie mense nie meer met die dinge van die Here besig is nie. En dan praat ek met groot gelowiges, en dan sê hulle vir my, hulle beleef dat die wêreld besig is om te verander, en dat die wêreld besig is om reg te maak vir die wederkoms van die Here. En daar is so baie gelowiges wat werklik glo, dat God is besig om die gelowiges op te rig in 'n nuwe stand, sodat hulle in hierdie nuwe stand vrygemaaktes kan wees, want wanneer die wegraping plaasvind, hulle reg kan wees. En dis vir my opmerksaam by verskillende kerke, waar die predikers begin die mense preek in suiwerheid, in opregtheid, in purity, dat die mense weer in hulle stand in die Here ken, weet wie hulle in die Here is, en weet wat God van hulle verwag. En ek wil vandag vir jou sê,
Nehemia was bereid om vir 4 maande die aangesig van die Here te soek. Kom ons besluit om ook vir 'n tydperk, hierdie week wat kom, die aangesig van die Here te soek en te kom en te sê, Here, ons het nodig dat U ons suiwer, ons het nodig om skoon voor U te staan, dat wat ook al die toekoms inhou, dat ons begin voorbereidings tref om suiwer kanale te wees, dat ons voorbereidings tref, dat ons kan hoor wat U wil hê, ons moet hoor, en dat ons stap in U oorwinning. Dan sluit ek af. Dis wonderlik as die Here ons opwek vir 'n saak. Want ons moet verstaan, God het ons nodig daar buite. As ons nie God se roepstem word nie, soos Nehemia die roepstem van God geword het vir Jerusalem. As ons nie God se roepstem word nie, wie gaan sy roepstem word? Wie gaan vir hom werk? Wie gaan vir hom getuig? Wie gaan opstaan? Wie gaan sê, so spreek die Here, Here? Dan moet ons verstaan, dat ons het elkeen 'n roeping. Elkeen se roeping is uniek, maar ons het elkeen 'n roeping wat die Here vir ons gekies het. As jou roeping is binne jou familieverband, is jou roeping binne jou werk, is jou roeping 'n wye roeping, maar God is besig om sy volk op te rig. Dit sien ek duidelik. God is besig om weer die stand in die kerk te bring. Dit is my interessant. Ek praat die naweek met iemand. En die persoon vertel my dat daar op 'n stoor het direk gesê, mense wat hierdie sekere sondes pleeg, is welkom om in sy kerk aan te sluit. Maar as hulle bly in daai sonde, kan hulle nie lidmate word nie. Hulle kan kerk toe kom, hulle is welkom, maar hulle kan nie lidmate word nie. En ek het besef, toe sy dit vir my sê, God is besig om die plek te suiwer, die plek skoon te maak, die plek te heilig, dat dit 'n heilige plek word. En ek wil vandag vir jou vra, hoor by God, wat is jou roeping? Want of ons dit wil weet of nie, ons is in die laaste dae, ons is in 'n laaste tydperk, dat ons inbeweeg in reinheid, in 'n dieper verhouding met die Here. Dat ons, dis belangrik dat ons onsself ook beskikbaar sal stel, om deur God gebruik te word, om te kan sê, hier is ek, Here, gebruik my. Amen.